Ok, julle, ons gaan vanaand aan met Daniël 10. Daar verskyn 'n engel aan Daniël om hom in te lig oor die toekoms van Israel. In die 3de jaar van Kores, die koning van die Perse, is die woord geopenbaar aan Daniël, wat Beltesasar genoem is. En die woord is waarheid, maar groot swaarigheid, en hy het die woord verstaan en insig gehad in die gesig. In daardie dae het ek, Daniël, 3 volle weke getreur. Smaaklike spys het ek nie geëet, en vleis en wyn het ek nie in my mond gekom nie, en ek het glad nie gesalf nie, totdat 3 volle weke om was. En op die 24ste dag van die eerste maand, terwyl ek op die wal van die groot rivier was, dit is die Hiddekel, het ek my oë opgeslaan en daar gesien ek 'n man met linne bekleed en sy heupe was omgord met goud en oefas. En sy liggaam was kristoliet en sy aangesig soos die geflikker van 'n bliksem en sy oë soos die fakkels van vuur en sy arms en sy voete soos blink geskuurde koper en die geluid van sy woorde soos die gedruis van 'n menigte. En ek, Daniël, alleen het die gesig gesien, maar die manne wat saam met my was, het die gesig nie gesien nie, nogtans het 'n groot skrik hulle oorval, sodat hulle gevlug het om hulle te verberg. Toe het ek alleen oorgebly en hierdie groot gesig gesien, en geen krag het in my oorgebly nie, en my gesonde kleur het aan my verander en verdwyn, en ek het geen krag oorgehou nie. En ek het die geluid van sy woorde gehoor, en toe ek die geluid van sy woorde hoor, het ek bewusteloos op my aangesig, met my aangesig op die aarde geval. En kyk, 'n hand het my aangeraak en op my knieë, op my handpalms waggelend laat opstaan. En hy het vir my gesê, Daniël, geliefde man, gee ag op die woorde wat ek met jou spreek, en gaan staan op jou staanplek, want ek is nou na jou gestuur, en terwyl hy hierdie woorde met my spreek, het ek bewend gaan staan. Toe sê hy vir my, wees nie bevrees nie, Daniël, want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het, om ag te gee en jou voor die aangesig van God te verootmoedig, is jou woorde gehoor, en om jou woorde ontwil het ek gekom. Maar die vors van die koninkryk van die Perse het 21 dae lank teenoor my gestaan. En kyk, Michael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help, en ek het daar oorgebly by die konings van Persië. Ek het dan gekom om jou inligting te gee oor wat jou volk aan die einde van dae te beurt sal val. Want die gesig sien nog op die verre toekoms, en terwyl hy hierdie woorde met my spreek, het ek my aangesig na die grond gedraai en stom geword. En kyk, een wat soos 'n mens lyk, het my lippe aangeraak. Toe het ek my mond oopgemaak en gespreek, en aan hom wat teen hom oor hom my staan gesê, my Heer, deur die gesig het krampe my oorval, en het ek geen krag oorgehou nie. En hoe kan ek 'n geringe knegg van my Heer, met so 'n Heer van my spreek, wat my aangaan, bestaan daar nog geen krag in my nie, en geen asem het in my oorgebly nie. Toe het die een, wat soos 'n mens gelyk het, my weer aangeraak en versterk, en gesê, wees nie bevrees nie, geliefde man, vrede vir jou, wees sterk, ja, sterk. En terwyl hy met my spreek, het ek moed geskep en gesê, my Heer, kan maar spreek, want U het my versterk. Toe sê hy, weet jy waarom ek na jou gekom het? Ek moet dan nou teruggaan om te veg met die vors van Persië. En as hy heen gegaan het, kyk, dan kom die vors van Griekeland. Nogtans sal ek jou te kenne gee wat geskrywe is in die boek van die waarheid,
en daar is nie een wat hom saam met my dapper gedra teen hulle nie, behalwe julle vors Michael. Tot sover. Ok, ons gaan aan met die volgende hoofstuk. En ek het in die eerste jaar, ekskuus, is hoofstuk 11, en ek het in die eerste jaar van Darius die Meder, het ek opgetree as die versterking en beskutting vir hom. Voorspelling in verband met Griekeland, vanaf vers 2. En nou sal ek jou die waarheid te kenne gee. Kyk, nog 3 konings sal opstaan vir die Perse, en die 4de sal groter rykdom verwerf as almal. En as hy sterk is deur sy rykdom, sal hy alles in bewing bring teen die koninkryk van Griekeland. En dan sal 'n dapper koning opstaan, wat groot heerskappy sal hê, en sal maak net soos hy wil. En as hy opgetree het, sal sy koninkryk verbreek word, en na die 4 windstreke van die hemel verdeel word. En dit sal nie aan sy nakomeling behoort, en nie wees soos die heerskappy wat hy gehad het nie, want sy koninkryk sal verwoes word, en nie aan hulle behoort nie, maar aan ander. En die koning van die suide sal sterk word, maar een van sy owerstes sal sterker word as hy, en sy heerskappy sal 'n groot heerskappy wees. En na die verloop van jare sal hulle 'n bondgenootskap met mekaar aangaan, en die dogter van die koning van die suide sal na die koning van die noorde kom om vrede te sluit, maar sy sal die krag van die arm nie behou nie, en hy en sy mag sal nie standhou nie. En sy self sal prysgegee word saam met die wat haar gebring het, sowel as hy wat haar verwek het en haar in die tyd verwerf het. Dan sal een uit die spruite van haar wortels in sy plek oprys en teen die leer optrek, en hy sal in die vesting van die koning van die noorde indring en teen hulle optree en magtig wees. Ja, ook hulle gode en hulle gegote beelde, saam met hulle kosbare voorwerpe, silwer en goud, in gevangenskap na Egipte bring. En hy sal jare lank die koning van die noorde met rus laat. Dan sal die koninkryk van die koning van die suide intrek, maar hy sal na sy land terugtrek. En sy seuns sal hulle in die oorlog begewe, en 'n menigte groot leers versamel, en hy sal sekerlik aankom en instroom, en oorloop en weer terugkom, en hulle sal oorlog voer tot by sy vesting. Dan sal die koning van die suide verbitterd word en uittrek en teen hom die koning van die noorde veg, wat ook 'n groot menigte op die been sal bring. Maar hierdie menigte sal in sy hand oorgegee word. As die menigte vernietig is, sal sy hart hom verhef, en hy sal 10.000 neerslaan, maar nie sterk bly nie. Dan sal die koning van die noorde weer 'n groter menigte op die been bring as die eerste. Na verloop van tyd van jare sal hy sekerlik kom met 'n groot leer en groot gevolg. En die tye sal baie teen die koning van die suide opstaan, en die gewelddadige mense van jou volk sal hulle verhef om 'n gesig in vervulling te laat gaan, maar hulle sal omkom. So sal die koning van die noorde kom en 'n wal opwerp en 'n versterkte stad inneem, en die leers van die suide sal nie standhou nie, selfs die uitgesoekte manskappe nie, sodat daar geen krag sal wees om die stad te hou nie. En hy wat uit die noorde teen hom kom, sal maak net soos hy wil, en niemand sal voor hom standhou nie. Hy sal ook gaan staan in die pragtige land, terwyl daar verdelging in sy hand is. En hy sal sy aangesig daarop rig, om met 'n sterkte van sy hele koninkryk te kom, maar hy sal met hom vrede sluit, en hy sal vir hom 'n jong dogter gee om die land te gronde te rig, maar dit sal nie tot stand kom nie, en daar sal niks vir hom wees nie. Daarom sal hy sy aangesig wend na die kuslande, en baie daarvan verower, maar aan 'n aanvoerder sal aan sy gesmaad 'n einde maak. Ja, hy sal sy gesmaad op homself laat terugval. Dan sal hy sy aangesig wend na die vesting van sy land, maar hy sal struikel en val,
en nie meer gevind word nie. En in sy plek sal niemand optree wat geldinsamelaar deur die pragtige deel van die koninkryk sal laat deurtrek. Maar binne enkele dae sal hy verbreek word, maar nie deur die toorn of deur oorlog nie. En daarna sal 'n veragtelike in sy plek optree, op wie geen koninklike waardigheid lê nie. Maar hy sal onverwags kom en met liste die koninkryk bemagtig. En die leers van die instromende mag sal voor hom wegspoel en verbreek word, en ook die vors van die verbond. Want sodra 'n bondgenootskap met hom aangegaan is, pleeg hy bedrog, en hy sal omhoog kom en met min manskappe sterk word. Onverwags en in die vetste dele van die provinsie sal hy inkom, en hy sal doen wat sy vaders en sy grootvaders nie gedoen het nie, roof en byt, en goed sal hy onder hulle uitstrooi, en teen vestingsplanne beraam, maar net vir 'n tyd. En hy sal sy krag en sy hart opweg teen die koning van die suide met 'n groot leer, en die koning van die suide sal hom in die oorlog begewe met groot en 'n baie sterk leer, maar hy sal nie standhou nie, want hulle sal planne teen hom beraam. En die wat sy spys eet, sal hom te gronde rig, en sy leer sal wegvloei, en daar sal baie gesneuweldes lê. En wat die twee konings betref, hulle harte sal wees om kwaad te doen, en aan een tafel sal hulle leuns spreek, maar dit sal nie geluk nie, want die einde sal eers op die vasgestelde tyd wees. En hy sal na die lande teruggaan met baie goed, en sy hart sal teen die heilige verbond wees, en hy sal optree en na sy land teruggaan. Op die vasgestelde tyd sal hy terugkeer en in die suide kom, maar dit sal die laaste keer wees soos die eerste keer nie, want die skepe van Kieters sal teen hom kom, en hy sal moedeloos word. Dan sal hy teruggaan en sy toren openbaar teen die heilige verbond, en optree, en hy sal teruggaan en ag gee op die wat heilige verbond versaak het. En deur hom sal leers op die been gebring word, en die heiligdom, die vesting ontheilig, en hulle sal die voortdurende offer afskaf en die ontsettende gruwel opstel. En die goddelose handel teen die verbond sal hy met 'n vleierige afvallig maak, maar die volk wat hulle God ken sal vashou en optree. En die verstandige onder die volk sal baie tot insig bring, maar hulle sal struikel deur die swaard en vlam, deur die gevangenskap en berowingsdae lank. En terwyl hulle struikel, sal hulle met klein hulp ondersteun word. Dan sal baie uit lustigheid by hulle aansluit, en van die verstandiges sal sommige struikel, om onder hulle loutering en reiniging en suiwering aan te bring, tot die tyd van die einde, want dit sal nog duur tot op die vasgestelde tyd. En die koning sal doen net wat hy wil, en homself verhef en hom groot hou bo enige god, en teen God van die gode sal hy wonderbaarlike dinge spreek, en hy sal voorspoedig wees tot die grimmigheid ten einde is, want wat vas besluit is, sal uitgevoer word. En op die gode van sy vaders sal hy nie agslaan nie, en op die liefling van die vroue en op die enige God sal hy geen ag gee nie, want hy sal homself bo alles groot hou. Maar in plaas daarvan sal hy die God van die vestings vereer, en die God wat sy vaders nie geken het nie, sal hy met goud en silwer en edelgesteentes en kosbarehede vereer. So sal hy dan optree teen die versterkte vestings met behulp van sy vreemde God. Diegene wat hy erken, sal hy baie eer en hulle oor baie laat heers en grond as beloning uitdeel. Maar in die tyd van die einde sal die koning van die suide met hom in botsing kom, en die koning van die noorde sal op hom afstorm met strydwaans en perderuiters en baie skepe, en hy sal daarmee in die lande inkom,
en instroom en dit oorvloei. Hy sal ook kom in die pragtige land, en baie sal struikel, maar hierdie volke sal uit sy hand vry raak, Edom en Moab, en die beste deel van die kinders van Ammon. En hy sal sy hand uitsteek teen die lande, ook Egipte land sal nie vrykom nie. En hy sal mag hê oor die skatte van goud en silwer, en oor al die kosbarehede van Egipte, terwyl die Libiërs en die Kusiete sy voetstampe volg. Maar gerigte uit die ooste en uit die noorde sal hom verskrik. Daarom sal hy met groot woede uittrek en om baie mense te verdelg en met die banvloek te tref. En hy sal sy paleistente opslaan tussen die see en die berg van die heilige pragt. Maar hy sal aan sy einde kom en daar sal vir hom geen helper wees nie. Tot sover. Ok, ons gaan aan met die laaste hoofstuk van Daniël, hoofstuk 12. Die laaste woorde, die verseelde woorde. En in die tyd sal Michael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree. En dit sal 'n tyd van benoudheid wees, soos daar nie gewees het van dat 'n volk bestaan het tot op die tyd nie. Maar in die tyd sal jou volk gered word. Elkeen wat in die boek opgeskrywe staan, en baie wat van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot die groot smaadheid vir die ewige afgryslik. En die verstandige sal glinster, soos die glans van die uitspaansel, en die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos. En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe. Baie sal deursoek en die kennis sal vermeerder. En ek, Daniël, het gesien, en kyk, daar het 2 ander gestaan, die een diskant op die wal van die rivier, en aan die ander kant, oorkant op die wal van die rivier. En een het aan die man met die linne bekleed, wat bo oor die water van die rivier was, gesê, hoe lank sal die einde van die wonderbaarlike dinge uitbly? Toe hoor ek die man met die linne bekleed, wat bo oor die water van die rivier was, en hy het sy regterhand en sy linkerhand na die hemel opgehef en gesweer by die ewig lewende. 'n tyd, tye en 'n halwe. Tyd, en as hulle mag van heilige volk geheel verstrooi het, sal al hierdie dinge vervul word. En ek het dit gehoor, maar nie verstaan nie. Daarom het ek gesê, my Heer, wat is die uiteinde van hierdie dinge? En hy het gesê, gaan heen, Daniël, want die woorde bly verborge en verseël tot die tyd van die einde toe. Baie sal gereinig en gesuiwer en gelouter word, maar die goddelose sal goddeloos handel, en geen een van die goddelose mense sal verstaan nie, maar die verstandiges sal verstaan. En van tyd af, dat die voortdurende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word, sal 1290 dae verloop. Welgeluksalig is hy wat bly verwag en 1335 dae bereik. En jy gaan heen na die einde, en jy sal rus en weer opstaan tot jou bestemming aan die einde van dae. Tot sover.